Ek dink dit is naby aan 50 keer in die Nuwe Testament word daar na ons verwys en sê dit spesifiek, dit gebruik die frase one another. So ons word soveel keer nie net beveel nie, maar aangeraai en uitgenooi om te mekaar. To encourage one another, to build one another up. So dit voel vir my 'n deel van 'n Christen se mentaliteit moet wees om mekaar in ag te neem. Back to Eden, to follow the way. Back to Eden, returning home. Back to Eden. Hallo julle en baie welkom by ons derde potgooi. Vir die van julle wat nie is op hierdie kanaal, Back to Eden is gestig met die doel om content of inhoud te wys wat ons terugvat na die hart van Jesus toe. So dis op liggaamgebied, op sielsgebied, op geesgebied. So die platform het aanvanklik begin as 'n gesondheidsplatform en dit sal steeds dit bly, aangesien dit my area is waarin ek wat vir my interessant is en wat my passie is. Maar ek het gevoel in die laaste paar maande dat daar is so 'n groot leemte vir Christen gesprekke wat ons as boetas en sissas met mekaar kan hê, rondom om die lewe te doen. Hoe lyk dit om kinders groot te maak? Hoe lyk dit om te werk en 'n Christen te wees in 'n omgewing waar mense nie noodwendig dieselfde waardes het nie? So al hierdie onderwerpe lê baie na in die hart en dis waar hierdie platform gaan, om te weet wie wil Jesus hê met ons vandag wees? Hoe lyk dit in vandag se konteks vir ons as Christene om regtig te leef in sy wil en in sy waarheid en in sy woord? So ja, baie welkom. Ek is baie opgewonde oor vandag se onderwerp. En saam met my het ek 'n goeie vriend, Arno van den Berg. Hy gaan homself nou aan julle voorstel. Arno, baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy bereid is om hierdie onderwerp saam met my uit te pak. Ek waardeer dit ongelooflik baie. Dankie vir jou tyd daarmee. En dan wil ek graag hê, stel jouself asseblief bekend. Wie is jy? Wat doen jy? Hoe lyk julle gesindinamiek? Vertel ons bietjie, wie is jy? Hi Karen, baie dankie vir die geleentheid en die voorreg. Ek dink om sommer lekker saam te gesels oor eintlik maar 'n menigte onderwerpe is iets wat so nodig is. Want ons kruip maklik en lekker agter ons skerms weg, né? So dankie sommer net vir jou platform en vir die geleentheid wat jy bied. Ek is Arno van den Berg. Ek is 'n getroude man. Ons bly hierso in Potchefstroom met ons gesin. Ons het 3 jong manne, jong seentjies. Hulle is 3,5, 1,5 en 1 maand. So hulle is nog lekker jonk, hulle hou ons lekker uit die slaap uit, maar dis die grootste voorreg. Ons harte is regtig om kinders groot te maak wat die Here ken en eer en volg. En ons is voltyds in bediening. Wat dan nou maar net beteken ons dra 'n hart vir God se koninkryk. En wat ons dan nou spesifiek doen is ons mobiliseer kerke om intentioneel en effektief uit te reik na ander kulture, uit te reik na ander wêreldsbeskouinge, uit te reik na ander lande toe. Hoe lyk dit kort en langtermyn? En dit is absoluut ons hart, is om te sien hoe die kerk God se voertuig is en word, om die verlorenes daar buite te bereik, of hulle nou in jou straat is, of hulle aan die ander kant van die wêreld is. Ons so half 'n paar bene wat plaaslike impak volg. Love Potch, waar ons kyk na ons onmiddellike gemeenskap, en dan ook internasionale been waar ons kyk na verlorenes wat nooit die geleentheid gaan hê om Here te kies nie. Want hulle het nie kontak met 'n Christen nie. So ja, dis ons hart, dis ons passie. Ons is lief vir ons kinders, lief vir jong mense, en dis hoekom ek dink hierdie topic van vandag so nodig is om oor te gesels. So ja, dankie. Daar is ons in 'n neutedop. Ag, wonderlik, is altyd so lekker om vir Arno en Christie met die kindertjies te sien, die seentjies. Ons het nie baie vriende wat seentjies het nie, so ek is bly hulle dra voort met die seuns, daarom net ook seentjies tussen al die spulmeisiekinders is. Maar ja, ons het nou so gepraat oor, of Arno jy het nou so gepraat bietjie oor vandag se onderwerp, so ek weet baie van julle is nuuskierig, en voordat ek sê wat vandag se onderwerp is, wil ek graag breedvoerig verduidelik waar hierdie
hierdie onderwerp gaan en hoekom ons juis gekies het om hieroor te praat. Die gedagte daar agter is nie om enigiemand te oordeel nie. Dit gaan nie oor die onderwerp nie. Ons kan eintlik, om iemand te laat struikel, as jy mooi daaraan dink, jy kan dit op enige aspek van jou lewe toepas. As dit nou is, jy drink voor 'n persoon wat 'n alkoholist is. Jy laat daai persoon struikel want hy sien, ek sukkel eintlik hiermee, nou drink jy dit. As dit is, iemand probeer gewig verloor en nou eet jy 3 stukke koek vir hulle, dan laat jy hulle so 'n bietjie struikel, want jy laat hulle lus word vir daai stuk koek. So dis sommer maar net 2 praktiese voorbeelde, maar eintlik kan jy hierdie onderwerp kan jy toepas op menigte onderwerpe. So vandag het ons 'n spesifieke een gekies waar ons gaan praat wat onder hierdie breë term val, maar dit beteken nie dat dit nou 'n spul reëls is en julle gaan nou verstaan as ek sê waaroor die onderwerp gaan. So dit is maar net om konteks te gee rondom, dit gaan nie oor alkoholisme of oor wat jy eet en nie eet nie. Dit gaan oor die beginsel van die kerk behoort 'n plek te wees waar ons lief is vir mekaar en uit liefde offer ons op. Ons offer onsself op, ons offer ons gemak op, want ons is lief vir mekaar. En dis eintlik die boodskap van vandag. Jesus sê self, dis hoe die wêreld gaan weet dat julle my disippels is julle liefde vir mekaar. So dit gaan eintlik oor, wat kan ons doen as gelowiges, as mense wat lief is vir Jesus, wat kan ons doen as ons agterkom, as ons nou bewus is dat, hierdie ding wat ek doen, alhoewel dit nie my intensie was nie, dit was dalk glad nie my intensie nie, maar hierdie wat ek doen, is dalk vir iemand anders moontlik 'n struikelblok. Dan kom daar 'n ander tipe hart, dis nie van reëls, ek moet hierdie doen of ek mag nie hierdie doen nie. Dis meer hoe kan ek my broer of suster help, want ek is regtig lief vir hulle en ek wil hê hulle moet wen, ek wil hê hulle moet oorwin. Ek wil nie hê dat wat ek doen en wat ek sê moet vir hulle 'n struikelblok wees of 'n rede om sonde te doen nie. So vandag gaan ons praat oor kleredrag. Dis 'n baie interessante onderwerp en weer eens die hart daar agter is nie hoe kort is te kort, hoe kort moet daai rokkie wees of mag jy nou jou skouers wys of nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek dink as ons wel net besef in hoe ons aantrek, dit is 'n aspek van ons lewe, ek meen ons almal moet aantrek, maar dat ons God kan eer in die manier wat ons doen en dat ons broers en susters beter kan lief hê as ons net meer bewus is van wat ons aantrek, né? Dit is iets baie eenvoudig, iets baie kleins wat ons kan doen om iemand anders beter lief te kan hê. So dis eintlik waar vandag gaan en die hart daar agter of ek wil sê die skrifgedeelte daar agter is in 1 Korintiërs 8 vers 16 waar Paulus sê as dit wat ek doen ek vry vertaal nou, as dit wat ek doen my broer of suster laat struikel en hy het spesifiek gepraat oor om vleis te eet van offer van gode wat hulle die vleis wat hulle vir gode geoffer het. Dan sê hy as dit my broer of suster laat struikel as ek eet, dan sal ek in ter ewigheid sal ek nooit weer vleis eet nie. Dis hoe passievol hy gevoel het oor hierdie onderwerp. En dit het eintlik maar net gekom oor die Korinte het gewonder, mag ons nou vleis eet wat van gode afkom of wat vir gode geoffer is? En toe sê Paulus, hier's baie van julle wat weet dat gode bestaan nie. So ons kan maar daai vleis eet, maar hier's baie van ons broers en susters wat nie daai oortuiging het nie, wat hulle voel skuldig as hulle daai vleis eet. So omdat hulle skuldig voel, kom ons eet nie daai vleis nie, dat ons hulle nie in die versoeking sit nie. En is so mooi as jy daaraan dink, die hart daar agter is verskriklik mooi. So dit is die agtergrond. Hoekom ek en Arno besluit het om oor kleredag te praat, dis eintlik baie interessant. Ek sal net die konsep daarvan vertel. Is laas jaar het ons in 'n stoor, was ons in Lovebotch stoor waar ons deur tweedehandse klere het ons gewerk. En dis baie interessant. Jy kry baie interessante klere. Ek dink Arno kan boeke vertel oor die klere wat hy al gekry het. Jy besef maar net dat die mensdom verskil en ons almal hou nie van dieselfde goed nie. Daar's praktiese klere, daar's onpraktiese klere in jou eie brein dink jy dalk nou, dis onprakties, maar vir 'n ander persoon is dit dalk prakties. Daar's bondklere, daar is baie boring klere, vervelige klere as ek dit so kan sê, klere met gate en klere wat splinternuut is. Daar's regtig klere vir elke liewe
ding waaraan jy kan dink is nou in daai tweedehandse stoor. En soos wat ons nou deur hierdie klere gesorteer het, toe merk ons ook op, joh, maar hier is ook baie moderne klere wat jy byvoorbeeld sal sien die modelle van Shein of van Temu, as jy nou aanlyn inkopies doen, jy sal sien dis die klere wat hulle aan het. Klere wat ja, jy sal nou nie noodwendig 'n marathon daarin kan hardloop nie, is nie die gemaklikste klere nie, maar dit is klere wat jy sien mense trek aan as hulle uitgaan, dan trek hulle hierdie klere aan. En soos wat ons nou deur hierdie klere gegaan het, toe begin die gesprekke, soos wat ons nou praat en werk, en die hart agter dit, of die hoe ons begin het was, is dit oukei vir Christene om hierdie tipe klere aan te trek? En ons gaan vandag ek wil sê, baie op die man afpraat, maar ook so dat dit nou nie te eerlik of ja, net te cringe-worthy is, as ek dit so kan sê nie. Maar is dit oukei vir ons om klere aan te trek waar mens duidelik jou borste byvoorbeeld kan sien, of waar 'n broek so kort is dat jou boutwange hang uit? Is dit oukei? En dit is eintlik waar ons begin praat het, hoe hanteer ons dit as ons sien mense trek so aan, en hoekom trek mense so aan? En as ek sê mense, bedoel ek nou spesifiek Christene, hierdie het niks te doen met mense wat nie gelowig is nie. So as jy dalk nie in die Here glo nie en jy kyk hierdie podcast, hierdie is nie op jou van toepassing nie. Hierdie is spesifiek vir Christene. Ons het gepraat met ons broers en susters in die kerkkonteks, hoe lyk kleredrag en hoe behoort dit te lyk, en moet ons self daaroor praat. So ja, ek dink, as ons nie oor hierdie tipe goed praat nie, wat dan gebeur, as ons nie vir mekaar net nou en dan vra, hoorie, hoe lyk ons as Christene, ons wat sê ons volg Jesus Christus wat die koning van die heelal is, hoe lyk ons kleredrag? Hoe lyk die grappe wat ons maak rondom die vuur? Ek dink as ons lank genoeg nie oor hierdie goeters praat nie, wat gebeur is, die bruid van Jesus verloor sy smaak, hy het nie meer sout nie. En ons moet juist die sout vir die wêreld wees. So, dis hoekom ek gevoel het, kom ons praat hieroor. Ek wil graag met 'n man hieroor praat, want vrouens kan dalk voel, jy is net jaloers want ek het mooi bene en jy het nie, en jy wil nie hê almal moet dit sien nie. Of vrouens kan soms het ons vreemde gedagtes rondom kleredrag, en ja, ons het ook maar vreemde gedagtes oor wat beskou mans as wat is mooi, en ja, die wêreld indoktrineer ons ook die heeltyd met wat is mooi, hoe moet 'n vrou aantrek, en van daai valshede en leuns sypel deur ons Christene in, en dan begin ons lyk net soos die wêreld. Arno, uit 'n Christen man se perspektief, hoe voel jy oor die algemene publiek se kleredrag? So byvoorbeeld, as jy in 'n inkopiesentrum loop, en jy sien iemand met kaal skouers en 'n oop nek, en wat is jou gedagtes daar rondom dit? Ja, hoe dink mans oor die algemeen oor kleredrag wat ons sien in vandag se tyd? Ja, ag Karen, dankie. Ek waardeer die vraag, want ek dink dit begin so mooi, en dit heg aan by wat jy aan die begin gesê het, wat is God se hart hier agter? En as mens altyd, en soos wat ons deur hierdie gesprek gaan, altyd daai in ons agterkop kan hou, dan gaan baie meer dinge, dink ek, vir ons sin maak. As ons dwars deur weet en hoor en onsself herinner daaraan dat God begeer dat ons begeertes vir hom moet wees. Baie eenvoudig. Lees dwars deur jou hele skrif en jy gaan sien God se hart en sy begeerte is dat ons hom sal begeer. Dit bring my bietjie nader aan jou vraag spesifiek. Jy vra wel wat is die stand van sake tans as mens nou sal uitgaan of jy gaan na 'n inkopiesentrum of waar ook al heen. Ek dink en ek gaan maar Engelse terme hier en daar gebruik want dis wat mense sal verstaan, so verskoon my maar daarvoor. Maar ek dink die stand van sake waar ons nou is as 'n samelewing, net broad strokes, is over-sexualized en ons is desensitized, okay? So, over-sexualized, wat bedoel ek daarmee? Ek meen, as ek 'n vrou in onderklere wil sien, ek hoef nie eers my foon op te tel nie, ek kan net in Woolworths gaan rondloop. Ek kan net verby winkels loop waar daar oefenklere verkoop word. So ons is heeltemal over-sexualized. Jy hoef nie meer, dis nie meer daar in 'n tydskrif in 'n plastiekpakkie op 'n rak ergens nie. Dit is op billboards, dis op TV, dit is oralste op ons fone. So ons is konstant op 'n plek waar ons dis in ons gesigte. Desensitized
dis eintlik maar 'n gevolg van oversexualized. Dis ons weet nie wat om daarmee te doen regtig in 'n dag tot dag, hier kom die gedagte verby of nie. So ons raak afgestomp. Die Engelse woord is numb. We become numb tot hierdie goeders. Ons begin half afgestomp raak teenoor vrouens se lywe, mans se lywe, die visuele, maar ons weet nie regtig wat om te doen daarmee nie, so ons doen niks. Of ons begin hierdie verdraaide begeertes ontwikkel, waaroor ek bietjie later sal gesels. So dis amper asof ons op 'n dwelm is, né? Dis amper asof ons op hierdie konstante haai loop, want dis net vel oralste. Ek meen, jy hoef nie net aan mense te kyk nie, daar's so 'n gesegde in advertering wat sê sex sells. En dis presies waar. As jy 'n vrou op 'n prentjie gooi, mans gaan daarop klik. Ons sal nou 'n bietjie daarin kom en jy raak aan wat is mans se gedagtes rondom hierdie goeters, maar sommer net as ek uit die heup uit moet skiet, dit voel vir my versoeking is naby. Nee, seksuele versoeking is baie naby. Dis nie meer daar ver en ek moet nou soos Dawid op die dak gaan klim en hier afkyk na waar die vrouens bad nie. Dis in my face. Ek wil net inkopies doen en hier's vrouens wat hoe ook al aantrek, hier's billboards wat op my skree en is al die goed, so dis naby. 'n Skrifgie wat by my opkom waarna ek dink is waar God met Kain gesels, né? En hy sê vir hom, ek het dit hierso voor, ek het sommer so 'n paar skriffies uitgehaal wat by my gedagtes opkom rondom die topic, is God sê vir Kain wat sy broer vermoor het, sin is crouching at your door and it desires to have you, but you must rule over it. Okay, nou hoekom sê ek daai? As ons dan nou verder net dink daaraan, sonde begeer om in ons saadjies te plant, né? En mens sien dit veral in, waar is dit, Jakobus 1 vers 15, wat ek ook hier op het, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, it gives birth to death. So, baie eenvoudig, Karen, waar dink ek is ons vandag as 'n samelewing en as 'n kerk? Sonde is naby, hy's daar by die deur. Hy's naby, hy's net daar. Wat is daai ding se begeerte? Sy begeerte is om, en verskoon die taalgebruik, maar ek volg nou maar net die skrif, sy begeerte is om intiem te verkeer met my, om daai saadjies van sonde binne in my te plaas, en wanneer ek nie daai desires wat ek in my eie hart het, as gevolg van daai nie, as ek dit nie gaan check nie, dan gaan dit eventueel lei tot verdraaiing van die waarheid, verdraaiing van begeertes, en ek gaan myself bevind op 'n plek waar ek reageer op gedagtes, wat eintlik maar uit 'n slegte plek uitkom, wat nie God se hart is nie. So dit gaan eintlik maar vir my oor, sonde is naby, dit is oral om ons, en ons is in hierdie oorlogsone waar die sonde begeer om in ons hierdie perversie te bewerkstellig. So nou begin ons 'n verstaan ontwikkel, God se hart is dat ons hom sal begeer. Die vyand probeer ons begeertes hijack, dat ons iets anders sal begeer, 'n tydelike tipe van ding, en Jesus kom self weer en hy sê, my hart is dat jy my sal begeer. Oppas vir wat in jou hart gebeur, want jy word oorgegee aan daai desires, om dan nou te gaan sien of dit sal gee wat jy van dit wil hê. Rakende jou vraag oor hoe mense se koppe werk, en spesifiek dan nou mans. Mans is, hoe kan ek sê, visueel ingestel. Nou wat beteken dit? Ek dink baie mense sê dit met die hoop dat almal sal verstaan wat dit beteken, maar mans is geroep om te lei, né? L-E-I, om leiers te wees en om probleme op te los, en daai gebeur visueel, né? Dis soos 'n puzzle wat ons mee gekonfronteer word. Ons moet die probleme oplos, so ons kry puzzlestukkies, ons wil dit sien, so ons kan dan agterkom. Ek meen, mens sien oralste generale in 'n oorlog byvoorbeeld, in daai war room, hulle pak die hele oorlog visueel uit. Dit lê so voor hulle op 'n bord, en hulle wen daai oorlog deur om strategiese besluite te maak op 'n kaart. So, as ek dan nou 'n baie eenvoudige vergelyking kan gebruik, as ons visueel ingestel is as mans, en 'n vrou gee vir ons, of wys vir ons dele van haar lyf, visueel is ons ingestel om dan nou to complete the puzzle, is om dan nou te dink aan, wel, as jy vir my al daai wys, hoe lyk dit wat jy nie vir my wys nie? En dit is om nog nie eens te praat van lust, en om dit te wil hê, of om daarna te smag of te verlang nie. Ek praat net baie basic, hoe mans se koppe werk,
op 'n fundamentele vlak, ek veralgemeen dalk so 'n bietjie, maar hoe man se koppe werk op 'n fundamentele vlak is, ons sien iets and we think bigger picture. Ons dink groter prentjie. Jy gee vir my 'n paar puzzelstukkies, ek moet die puzzle bou want ek gaan dalk 'n probleem moet oplos met hierdie. So as 'n vrou voor my verbystap en sy wys vir my baie dele van haar puzzle, dan is dit nie eers al 'n lastvolle gedagte om te wonder wel hoe lyk die res van daai puzzle nie. Die last kom daarna, die begeer daarna en die verlange daarna en die soeke daarna. Ek dink dit is ook belangrik om net te noem, dis nie te sê vrouens het nie hierdie nie. So wat ek bedoel is, dis dalk nie noodwendig die puzzle oplos of die probleem oplos nie, maar ek weet vrouens kan ons kan ook nog goed kyk en dink, wow, kyk daai man se voorarms of ek weet nie, so iets. So ek wil maar net dit ook sê dat mense ook weet dis nie net mans wat kyk na die ander geslag nie, vrouens doen dit ook. So sou jy sê Arnie, daar's 'n verskil tussen wat jy sien in vandag se tyd, nie hoe dit veronderstel is om te wees of iets soos dit nie, maar in vandag se tyd hoe Christene aantrek teenoor nie Christene. Is daar regtig 'n verskil as mens kerk toe gaan en jy kyk rondom jou, hoe trek jy mense aan teenoor as jy inkopiesentrum toe gaan? Wat is jou gedagtes rondom dit? Ja, ek dink om net dood eerlik te wees, daar is nie veel van 'n verskil nie. As ek in die kerk instap of as ek nou in 'n inkopiesentrum instap, daar is nie vir my 'n verskil tussen die algemene mens nie. Byvoorbeeld, mense sou baie moeilik kon sê daai is 'n vrou of daai groep is 'n groep mense wat Christene is en hulle volg die Here nie. Ek dink ons is so beïnvloed deur kultuur in die kerk. Onder andere deur, kom ons sê die volgende. Ons wil mense laat welkom voel en ons wil 'n kultuur skep waar mense welkom is en dames welkom is, almal welkom is, maar wat ons dan eintlik maar kommunikeer is jy's welkom om aan te trek soos wat jy wil. In sekere baie konservatiewe kerke het jy baie spesifiek, luister, jy dra 'n ding wat X lank is en jy dra 'n hoed of hoe ook al. Maar ek dink oor die algemeen, omdat ons probeer 'n gemaklikheid skep rondom hierdie, kom mense soos wat hulle is en daai skep baie keer 'n moeilike situasie, want jy het hulle nou ingekry soos wat hulle is, maar nou moet mense die harde gesprekke hê en dis eintlik maar die gesprek, nê? So off the bat kan ek 'n verskil sien, groter samelewing gewys, nee. En daai is 'n bietjie van 'n probleem, want in 'n groter gesprek sien ek hoe die wêreldse kultuur, kerkkultuur beïnvloed het tot op so 'n vlak wat dit onafskeidbaar is. Ek kan nie meer vir jou sê hierdie groep, yes, kyk dis kerkdames of kerkmans, hulle trek so aan dat jy mense 'n onderskeidlyn kan tref nie. Op 'n individuele vlak dalk, mense gaan dalk bietjie met 'n persoon moet gesels hier en daar, maar ek kan nie vir jou sê daar's 'n breë onderskeid nie. En as ek sommer so 'n voorbeeld kan gebruik wat nou onlangs sommer net deur my agterkop gegaan het, is ek het toe sommer net 'n gedagte gekry om op een van ons groepe te vra, luister julle, ek sal graag wil sien dat ons 2026 in seksuele reinheid instap. Nou neem in ag, hierdie is 'n leierskapsgroep, almal van een kerk. En ek sê toe net, my deur is oop, as jy sukkel met hierdie, stuur asseblief vir my 'n boodskap. Sommer net, ek rig 'n uitnodiging. En Karen, ek kan nie vir jou sê die oorweldigende hoeveelheid mense van daai groep wat vir my boodskappe gestuur het van alles, van ek sukkel met pornografie of ek het gesukkel en weer gestruikel of ek sukkel met versoeking of iets is nie reg nie. En dit sê vir my dat ons op 'n plek is waar weer eens soos wat ek aan die begin gesê het, sonde is naby. Versoeking is naby. Dis net hierso. Dis nie meer ver nie. So weer eens so belangrik om te gesels oor hoe hê ons mekaar goed lief, want dit help veel. Ons wil as leierskap uitgaan en ons wil die wêreld gaan bereik en verander, maar ons kry dit nie reg om mekaar te eer deur hoe ons aantrek nie. Maar ons sal nou raak sekerlik aan sommer net wat ons tot op hierdie punt gebring het. Dis net interessant om te sien, realisties gesproke, op die man af, mense in die kerk sukkel met versoeking, en as ons nie aktief gaan dink rondom hierdie topic nie, of ingesteld wees daar rondom nie, dan gaan ons letterlik mekaar laat struikel. Ja.
Ja, daar is mense goed wat jy sê, Arno, en ek dink is net belangrik ook om te noem. Um, dit is nie te sê, as jy tevrede is met jouself en jy is lief vir wie God jou gemaak het en jy kyk nou in die spieël en jy dink, wow, Here, U het 'n meesterstuk hier geweef, dankie. Dis dan nie te sê, jy hoef geen moeite te doen of jy moet verslete lyk, jy moet jou oudste rok aantrek of wat ook al, glad nie. Ek dink dis wat so mooi is as jy bietjie dieper gaan soek op 'n cinema, 'n Shein of 'n Temu of waar ook al jy jou inkopies doen. Dit is moeiliker om dit te kry, maar daar is regtig baie mooi konservatief in vandag se tyd. Dis eintlik vir my net normale klere, maar daar is regtig baie netjiese, ordentlike klere waar jy regtig 'n baie mooi rok kry en jy hoef niks vir niemand te wys nie. Jy kan dit hou vir jou man. So, dis ook wonderlik, want ek dink in die ouer tyd was dit nie, dit was lelike grys ou rokke, non-tipe goeders, niks teenoor non-se klere nie. Ek verstaan die hart daar agter, maar ek dink dis baie keer, ons kom dalk uit daai era, of dat vrouens is geonderdruk, vrouens moet soos 'n vloerlap lyk, en nou gaan ons na die ander kant van die pendulum toe, waar ons, ek sal vir almal wys, die diva wat in my is, en ongelukkig daai, soos jy nou sê, daai tipe manier van dink, ek dink ons almal ken, ek meen ons almal ken die Wella advertensies van die hare advertensies, maar if you have it, flaunt it. Ek meen, en ongelukkig, omdat dit op die TV is, dit is oor die radio, as mense nog radio luister, ek weet nie, of podcast, wat ook al die advertensies indoktrineer ons breine, en naand dink ons ook so byvoorbeeld, ek het selfs noudag ook gedink, ek weet dis nie prakties moontlik as iemand byvoorbeeld gaan draf, om 'n rok aan te trek. Ek sal nooit in 'n rok wil gaan draf of wat ook al nie, maar as jy dan dink hoe normaal dit is vir mense om op die strand te loop met eintlik 'n bra en 'n panty, as jy mooi dan dink, ek weet dit is so erg om dit te sê, en ek weet nie wat sê noodwendig die oplossing, wat se kostuums kan ons aantrek wat skaflik lyk nie, want jy swem tog en dit moet tog gemaklik wees, ensovoorts. Maar as jy mooi dan dink, as mense gaan gym, soos die oefenklere, die goed waarmee kinders atletiek hardloop, dit raak vir ons so normaal om iemand te sien in 'n braatoppie en in 'n panty broekie. Dit is nou net nie onderklere nie, want dit is 'n tipe 'n kostuummateriaal. Dan is dit nou nie vir ons onderklere nie, maar dit is presies onderklere. En dis die probleem, dit is ons samelewing. So ons, as ons nie mooi kyk nie, ons begin ook, en dan die ander ding is net prakties. Byvoorbeeld nou gaan swem ek, waar moet ek swem? Moet ek nou in 'n broek en 'n langmou hemp gaan swem? So soms is sekere goed ook net nie prakties nie, of daar's net nie lekker oplossings nie, dan doen ons maar net wat almal anders doen en ons dink nie daaroor nie. So as vandag jou net laat dink, dan is dit goed. Maar ja, die volgende vraag waaraan ek wil kyk, is, ja, dis eintlik nou, soos wat ek nou gesê het, rondom, dink jy goed soos feminisme, of daai tipe manier van dink jy, dit speel 'n rol binne in ons Christene, ek meen, want in die kerk sê ons byvoorbeeld, vrouens moet onderdanig wees aan mans, of dit is wat God ons roep, ons moet ons mans respekteer, soos 1 Petrus 3 wat sê, moenie vir jouself juwele aansit nie, maar God kyk na jou hart. Al daai tipe goeie sê ons mekaar in die kerk, maar is daar tog 'n mate van feminisme, van ek sal aantrek soos wat ek wil, en dit maak nie regtig saak hoe dit ander mense affekteer. Ek is nie verantwoordelik vir ander mense se issues nie. Ek gaan nou nie skuldig voel, want ek het mooi bene nie. As ek dit wil wys, gaan ek dit wys, en ek sê dit nou sommer so in harde taal, of wat ook al, maar ja, is daar tog van hierdie goeters wat deursyfer in ons kultuur, en jy werk nou baie met studente in, ek dink ook, ek wil ook net sê, ons konteks in Potchefstroom is maar studente, maar ja, so syfer hierdie gedagtes tog deur ons Christenkultuur, of deur ons gedagtes, ja, wat is jou opinie? Ek dink dit is naby aan 50 keer in die Nuwe Testament word dan na ons verwys, en sê dit spesifiek, dit gebruik die frase one another, mekaar. So ons word soveel keer nie net beveel nie, maar aangeraai en uitgenooi om te mekaar, to encourage one another, to build one another up. So dit voel vir my 'n deel van 'n Christen se mentaliteit moet wees om mekaar in ag te neem. En ons kan verwys na feminisme, en ek dink daar's 'n baie groot
rol wat feminisme in hierdie hele gesprek speel, soos 'n klomp ander rolspelers ook. As ons dan nou maar net inzero op feminisme, dan sien ons wel, dit gaan dan oor jou en jou lyf en wie jy is en jou waarde en wat jy self na vore bring. Hoe jy gemaak is en wie jy veg om te wees. En daai op 'n baie eenvoudige vlak is eintlik so 'n bietjie in teenstand met wat die skrif ons uitnooi om te doen. So skrif sê neem mekaar in ag, dink aan mekaar, dink aan ander, en feminisme soos 'n klomp ander wêreldsbeskouinge sê vir jou self, ek. Die maatstaf van wat te kort is en wat te lank en te laag is, lê by jou. Dis wat feminisme sou sê. Weer eens terug na Jesus toe, hy sê die maatstaf is anders, die gesprek is eintlik iets anders. Maar ek hou van wat jy sê, en dit bring my terug na net 'n stelling om te sê, ek dink die kerk is baie geïmpakteer deur ander wêreldsbeskouinge, maar neem ons regtig 'n koninkryksmentaliteit aan, en hoe sou daai lyk, wanneer ons regtig 'n one another tipe van gesprek ingaan. En weer eens, jy sê dit die hele tyd, en in plaas van om te vra, is dit reg of verkeerd, is dit te laag of te kort of wat ook al, dink ek mens kan op 'n plek kom waar ons regtig eerlik vir mekaar en eintlik maar begin by onsself vra, does this help me run? Net in jou eie stap saam met die Here, jou eie pad wat jy saam met hom loop, help hierdie klere draag om jou te hardloop saam met Jesus in reinheid of nie? En dan die one another deel, help hierdie wat jy aantrek, jou boetie of sissie, help dit hulle om te hardloop. So dit begin maar by 'n individuele besluit wat jy maak om te sê, wat ek aantrek gaan nie net oor my en wat ek wil hê nie, dit gaan oor ook die wat dit sien, want ek wys myself verander. So dit bring mens eintlik maar by 'n, is jy besig om 'n struikelblok te wees, of is jy besig om 'n, kom ons noem dit 'n stepping stone te wees? Is jy besig om 'n ou wat byvoorbeeld vassit in pornografie, as hy nou vir jou sou kyk, gaan hy net nog verder, nog vinniger, nog meer val en struikel? Of gaan jy moontlik vir hom 'n stepping stone kan wees om iets anders te wys, iets anders tafel toe te bring, as net wat die wêreld in elk geval in ons gesig te druk. Iets interessants waaraan ek nou die dag gedink het, en ek kan jou sommer vra, watter deel van jou blur die media uit as hulle jou identiteit wil beskerm, weet jy? Is dit nie jou gesig soos hierdie gedeelte nie? Ek weet nie. Ja. Nee, dit is jou oë. So jy sal baie keer sien, media gooi 'n swart blokkie hier oor jou oë, of hulle blur jou gesig, of iets soos dit. Nou dit sê vir ons iets interessants, né? Dit sê vir ons, jou identiteit lê in jou gesig. Jou emosies word gewys deur jou gesig. Jou identiteit, dit wie jy is, lê hier. En dan maak dit 'n baie interessante gesprek oop. Rig my klere draag mense se aandag op my gesig, of rig my klere draag mense se aandag op my lyf? Hoe groot en hoe klein en hoe lank en hoe mooi, wat ook al daar nou is. Dis iets interessants om net so 'n bietjie daai mindset verandering te begin dryf. Is ons besig om deur ons klere draag dit maklik te maak vir my om vir jou te kyk terwyl ons met mekaar gesels en in jou oë te kyk, of is dit besig om my aandag weg te trek en ek kyk vir jou, maar ek wil daarom regtig nou eintlik vir jou lyf kyk wat jy vir my wys. Jy hoor daai tipe van konflik wat ontstaan. So ek dink ons is geïmpakteer deur feminisme. Ek dink daar's so baie gesprekke going on, maar as ons op 'n punt kan kom om te one another, baie eenvoudig, net mekaar in ag te neem, dan gaan ons 'n ander tipe van gesprek intern aanneem, en ons gaan eintlik maar begin om mekaar beter lief te hê. En dis presies wat jy aan die begin gesê het ook, dat ons kan regtig kyk daarna om mekaar se stepping stones te wees in plaas van mekaar se struikelblokke. En net 'n laaste, noem dit nou maar gedagte daarop, is, kom ons vat 'n voorbeeld van 'n persoon wat verslaaf is aan pornografie. So hy sien konstant, of sy sien konstant iets. Hulle sien mense sonder enige klere aan. So hulle begin 'n begeerte ontwikkel vir daai. En baie eenvoudig, as 'n persoon daai begeerte het en jy kom nou as 'n sissie of 'n boetie en jy
help hulle eintlik maar aan in daai begeerte, dan dis presies waar die skrif dan nou praat, jy help hulle struikel. Jy is dan deel van die struikelblok, en net soos daai gesprek alleen, laat my op 'n plek kom waar ek dink, ek veel eerder hierdie gesprek sal hê, en ek met vrouens sal wil gesels, om te sê, is ek wat sonder 'n hemp swem vir jou ongemaklik? Ek meen, dit sou baie weird wees vir 'n man om nou met 'n hemp te gaan swem, maar as ek mense meer effektief kan lief hê, dan sal ek met die grootste liefde met 'n hemp swem. Gaan dit oor wie ek is en identiteit? Not a chance. Maar dit gaan oor ek wat kies om effektief lief te hê. En ek dink as ons saam daai benadering inneem, waar ons almal dink aan mekaar, dan lyk die gesprek so 'n bietjie anders. Dan lyk dit nie soos 'n, hey, hoe hoog kan my rokkie nou wees nie? Dit lyk soos 'n, hoe kan ek my boeties regtig effektief lief hê? En ek is seker ons sal nou kom by 'n paar praktiese punte oor hoe om dit uit te leef. Maar ons is crazy baie beïnvloed deur wat daar buite aangaan. En ek dink as ons identiteit terugvestig by Jesus, ons begeertes is vir hom, dan gaan ons, soos wat jy gesê het, mooi kan aantrek. Mooi, hoekom? Want dit rig mense se aandag op ons gesig, waar ons identiteit lê. En ons kan met mekaar gesels, Arno kan met Karen gesels, want ek kyk jou in die gesig, in die oë, en ek hê met jou 'n gesprek, sonder dat ek hoef te worry oor, my aarde, hoe kan ek nou net hoor wat jy sê, maar tog net my oë daar vir die dag. As dit sal, ja, dit sal. Ja, dit maak 100% sin. Dis my so mooi wat jy sê, Arno, want ek dink ook 'n rede hoekom ek gevoel het ek wil graag weer praat is, ek wat Karen is, ek het baie konservatief groot geword, ek het net met sissies groot geword, ons het nooit oor enigiets, daar's net reëls, en ek het nie geweet hoekom ons die reëls volg nie, maar ons het hierdie reëls gevolg. Jy gaan nooit in 'n seun se kamer in nie, 'n seun sien jou nooit in jou nagklere nie, jy het altyd jou japon aan, jou bra straps wys nooit nie, en ek het net gehou by, dis my ouers se reëls. En toe ek op universiteit kom, toe sien ek, hoorie so, maar almal, soos in my kop het ek gedink, almal weet jy dra 'n bra, so is dit regtig so erg as jou strappies wys? Ek het nie altyd, en dit gaan nie oor ek wil dit vir mense wys nie, dit gaan letterlik daaroor, ek het nie noodwendig altyd, dis dalk vrek warm, ek wil nie nou met 'n polo neck rondloop nie, ek wil met 'n klein spaghetti toppie loop, want ek kry warm, en ek dink baie keer, ek dink eerlikwaar, dink ek 70% van die keer is dit omdat ons naïef is, dat ons goeders doen en ons besef dit nie. En dit is mense met goeie intensies. En nou byvoorbeeld, nou wys media ook vir my, maar daar's niks fout daarmee om 'n spaghetti toppie aan te trek nie, 'n toppie met 'n baie dun strappie waar ons jou bra kan sien. Daar's niks fout daarmee nie. Ek meen, almal weet jy dra 'n bra. So ek dink dit is ook hoekom ek hieroor wil praat, want toe ek eers besef, o, my genade, daar is mense wat sukkel met sekere sondes of met sekere goeders, en as ek so aantrek, dan help ek die oomblik toe ek dit begin besef, toe wou ek nie meer so aantrek. Dis 'n rede, dit gaan nie daaroor, hierdie is 'n Christ, en ek dink dit is wat ons nou weer moet oppas, om nie weer 'n reeltjie vir elke ding te probeer maak nie, maar net uit liefdheid, en dit is my so mooi wat jy sê, is as my klere drag, die aandag kan vestig op my gesig. Dis so 'n duidelike maatstaf vir my, of dit maak vir my so sin, dat ek kan mooi aantrek, maar die aandag is nie op my liggaam nie. Dit wat ek aan het, laat eintlik mense toe om na my gesig te kyk. So prakties, Arno, hoe kan ons mekaar beter lief hê? Wat kan ons beter doen? Ja, ek weet nie, is daar enige praktiese raad wat jy het, wat jy dink, as vrouens dalk net hierdie besef het, sou dinge dalk makliker gewees het? As ons kan wegbeweeg van 'n ek-mentaliteit af, na 'n ons-mentaliteit toe, dan gaan ons outomaties al begin dink aan ander, en nie net onsself nie. As ons op 'n plek is, waar ons onsself konstant daai vraag afvra, help hierdie my hardloop in my pad van reinheid saam met Jesus, en help dit ander mense hardloop in hulle pad saam met die Here. Nie is dit reg of verkeerd nie, maar help dit hulle, bou dit in daai momentum in, dan dink ek is ons op die regte plek. Ek noem sommer 'n voorbeeld waarna ek dink, en dit is van die uitreike waarmee ons te doen het, en dit is, op uitreik drill ons mense intentioneel om te dink daaraan. Jy moet dink aan, na wie toe reik jy uit, wat is daai groep, wat glo hulle, en hoe kan ons hulle eer deur ons kleredrag te verander.
Hoekom is dit vir my een wonderlike voorreg om op 'n uitreik te gaan saam met dames, want hulle neem daai mentaliteit in, ons almal doen, en of ons nou ergens in een of ander verskriklike warm Afrika land of waar ook al is, ek dra my langbroek en die dames dra hulle rompe. En as ons in enige gesprek is, hoef ek nie bekommerd te wees oor of ek dalk nou iets gaan sien wat ek nie moet nie. Ek kan vir haar kyk vir wie sy is en ek kan met haar 'n gesprek voer. En dis amper asof mense bietjie kan ontsnap uit hierdie boksie kultuur uit van alles is oral en word vir ons gewys na 'n plek toe waar mens weer die mense agter die mens kan sien, as ek amper dit kan sê. Ek hoef nie te worry oor of ek vir jou gaan kyk nie. Ek sien jou vir wie jy is en ek kan met jou 'n ordentlike gesprek voer. So uitreike is vir my so 'n mooi plek om dit as 'n voorbeeld te kan sien van wat dit kan wees as ons nie net aantrek doen hierdie en doen nie daai nie, maar eerder bewus kan wees van wat ek aan het impakteer ander mense. En ons het al letterlik Karen gesien hoe mense in ander lande en ander gelowe tot geloof kom as gevolg van die oop deure via ons kleredrag. In sekere lande sien mens dat mense oop is vir gesprek met jou as hulle kan sien jy doen moeite om in te pas by wie hulle is. Ek praat nie van jy eet die afgodsvleis of jy doen alles wat hulle doen en gaan bid by die moskee nie. Ek praat van ek eer jou. Ek is lief genoeg vir jou om hierdie langbroek aan te trek, so ek wil met jou gesels. En vir die dames dieselfde. So dis vir my 'n mooi plek waar ek dit al gesien het. En dames word gestig en bevestig in hulle identiteit op 'n uitreik en hulle kom terug en hulle dra daai selfde romp in die kerk en ek raak bly as ek sulke goed sien. Want dan dink ek daai se koninkryk mentaliteit. Daai vrou is bevestig in haar identiteit. Sy weet wie sy is. So net prakties. Kom ons dink aan mekaar. Kom ons beweeg weg van daai ek en my af. En ek meen, imagine, en hier is dalk 'n next step, né? Jy as vrou trek aan en jy vat 'n oomblik om te bid. En jy vra vir die Heilige Gees, Here, is U gemaklik met wat ek nou aan het? Nie voel ek gemaklik en dink ek dis die regte ding nie. Jy vra letterlik die Heilige Gees, Heilige Gees, U is hier, U is by my. Is U gemaklik met wat ek nou aan het? 'n tweede vraag waarna ek dink is, ja, ons het daaroor gesels, dis die rig my kleredrag aandag op my oë, of is my rokkie so kort dat almal net vir my boude gaan wil kyk? Dis net straightforward uit die heup uit skiet. As Karen by die straat afstap, wie is sy? Is sy net boude en vleis wat hier verbykom, 'n objek wat pornografie mens train om te sien? Is daai 'n lyf of is dit 'n persoon? Is dit net vleis of is dit 'n iemand? En waar lê daai identiteit? Op jou gesig. So ek wil so ver gaan om te sê, as jy 'n dame is en jy trek aan, of selfs ouens, en jy's in daai proses, voel vry om daai vraag te vra. Nie net help dit mense hardloop nie, maar waantoe skuif hierdie ding nou die aandag op my lyf? En dan een wat dalk, ek weet nie, kontroversieel kan wees, is trek aan waar jy onseker is en gaan vra 'n mansleier in jou gemeente. Luister, hoe trek ek aan? Wat is hierdie? Is hierdie versoeking vir jou of is dit okay? Wat's jou opinie daarop? Niks weird nie, niks half agteraf nie, net om te help om 'n bietjie perspektief te kry. Miskien sê vir jou, luister, dis so cool dat jy my vra. Dankie dat jy my eer daarin. Ek weet nie hoe om dit met 'n dame te deel nie, maar net 'n voorbeeld, hierdie leggings wat almal dra gym toe, is vir my 'n moeilike topic want dit is net boude oralste. En as jy as 'n dame, dink ek wil almal aanmoedig om daai tipe van gesprekke te hê. Hey, selfs mans, hoe is my kleredrag teenoor jou? Eer ek jou deur wat ek aantrek? Ag, wonderlik. Dankie Arne, jy het dit nou so mooi saamgevat. Toe jy noem dat jy dalk vir iemand in jou kerk kan vra. Vir my is dit selfs baie keer as ek ergens aantrek, dan sal Martin vir my sê, of my man sal vir my sê, gaan jy so gaan? En dan is dit iets wat in my intensie was glad nie om vreemd aan te trek nie. Ek het letterlik net gedink, wat is gemaklik? Kom ek gooi hierdie aan, en vir my is dit soos nie, maar ek loop so by die huis, en sê, ja, by die huis, nie buite nie. En dan besef ek, okay, daar's 'n volgende vlak waarin ek glad nie, want ek is glad nie so ingestel
stel nie. So soms het ons regtig net nodig in liefde om vir mekaar te vra en nie vreemd daaroor te wees nie, net letterlik om die persoon te help en te sê, daai ek verstaan hoekom jy daai aantrek, maar dit gaan nie werk nie. So ja, daai is so mooi en hoe mooi sal dit wees as ons as broers en susters, hoe awesome sal dit nie wees nie, as ons so met mekaar kan praat, as studente na mekaar toe kan gaan en regtig hierdie vrae vra en ja, net hierdie oop gesprekke kan hê. Dit is so mooi en die hart is om Jesus te verheerlik, om mekaar lief te hê. En ja, nie dat dit gaan oor uiterlik nie. Ek weet Jesus kyk na die hart. Ons kan ook daai argument hê van ja, maar Jesus kyk na die hart. Maar ons moet tog in hoe ons praat, in hoe ons optree, en hoe ons lyk, moet ons anders as die wêreld lyk. En dit beteken nie, ek trek intentioneel aan rokke aan, want ek wil anders as die wêreld, dit is nie die motief nie. Maar uit my liefde vir my broers en susters, sal die wêreld weet, dat ek Jesus se disipel is. Ek hoef dit nie te probeer doen nie, dis hoe die Gees my lei, en ek wil dit graag doen, en ek dink, joh, dit sal so mooi wees, as die bruid van Christus op daai plek kan kom, in kleredrag, in enige ding. Ons het nou net vandag spesifiek kleredag gekies, maar ja, Arno, baie dankie vir jou tyd, en jou insette was so waardevol, baie dankie, ek waardeer jou tyd ongelooflik baie, en jou insette, en jou wysheid wat jy vandag vir ons gebring het. Vir die van julle wat nog nie hierdie kanaal gesubscribe het nie, asseblief gaan, as julle nog hierdie tipe gesprekke wil hê, as jy gedagtes het oor hierdie gesprekke, is jy welkom om 'n aanmerking te los, ek sal graag lees. Ja, baie dankie dat julle gekyk het. Back to Eden, to follow the way. Back to Eden, returning home. Back to Eden.